Halleluja. 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 Kan ons vanmôre met 'n opregte hart God so aanbid en sê, oh God, you are so beautiful. Your face is all I see. Ons is baie keer so bewus van te veel goed wat rondom ons aangaan. Wie staan hier? Wie sê wat? Wie doen dit? En ons verloor uit die oog uit. Ons het net hierdie korte oomblik om die lof en die eer en die aanbidding van ons harte aan die Here te bring, aan hom 'n loflied te sing en te verklaar, oh Lord, you are so beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Net waar jy staan, kan jy 'n hand oplig of hande ophef vanmôre na die koning van die konings en sê, dankie Here dat U my raak sien. Dankie Here vir U groot genade. Dankie Here dat ek vanmôre kan opkyk. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and all these things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and His grace. Ek het vanmôre in die bidkamer gesê, dit is lankal nie oor ons nie. Dit gaan alles oor Hom. Wat 'n voorreg om koning Jesus, die koning van alle konings, vanmôre te kan aanbid. Loof die Here, kom ons gee die Here 'n handeklap. Kom ons prys Hom. Kom ons loof Hom. Oh Lord, you are so beautiful. Bless the Lord, oh my soul. Baie dankie, U kan sit vir 'n oomblik. Ek kan net vanoggend vir die Here sê dankie, want ek weet, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor die vlag wat ek swaai nie, maar weet dit wat ons doen ons in dienswerk van die Here. As ons die vlag opwaai, is dit tot eer en verheerliking om sy naam te loof en aan Hom eer te bring. En as ons die vlag afbring, dan doen ons warfare in die geestelike die helm, om vir die vyand te sê, jy is verslaan. Jy het geen mag nie, jy het geen autoriteit nie, en weet net, dit word nie gedoen vir die sien nie. Ons staan hier in dienswerk van die Here, en ons doen dit tot die eer en verheerliking van sy groot naam. Dankie Tia, nou verstaan ek dit ook. Loof die Here. Ek wil vra dat die geliefdes wat my gaan help met die bediening van die nagmaal vanmôre, saam met my sal kom staan, en dan wil ek graag vir u lees Psalm 15 vers 1. Ek het wakker geword met dit vanoggend. Psalm 15 vers 1. Hy sê, Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op die heilige berg? Vers 2. Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Vers 3. Wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie, dit is hy en sy wat mag staan op die berg. Nou hierdie is vanmôre die berg, orals waar ons by mekaar kom in die teenwoordigheid van die Here, en dit is waarmee die Here my wakker gemaak het, iets heeltemal anders as wat ek voorberei het met nagmaal, so hou vas, ek gaan weer daar kom. Nagmaal is vir baie mense, en ek sê dit elke keer, so 'n ritueel. Ag, dis Sondag, dis weer nagmaal. Ja, right, wonderlik, maar nagmaal is 'n geleentheid waar ons opnuut 'n voorreg het om in gedagtenis te bring dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, in remembrance. Baie keer as jy deur die begrafplaas loop, dan sal jy sien, in loving memory of Arnold Swanepoel, of so iets.
Maar en dan skielik dan dink ons, iewers het ek 'n geliefde gehad, wat aan my sy gestaan het. Nou, nagmaal is, dat ons bring in herinnering, dit wat Jesus vir u en vir my gedoen het aan die kruis van Golgotha. Was dit nie vir dit nie, dan was ons nie vanmôre hier nie. Had it not been for the place called Mount Calvary, had it not been for the old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever Emilia Swanepoel soul would be lost. Ons weet dit, en ek bring dit net weer by u. Ek verfris net u geheue. Die broodjie wat ons neem, jy kan dit vat, net as 'n cracker, en daar's geen meaning in nie. Maar dit is 'n simbool van die liggaam van Jesus Christus, se liggaam. Mag, dan kan ek my mors op die tafel doek. Dit is 'n simbool van Jesus Christus se liggaam wat vermink, verbrysel en deurboor was, fyn geslaan was. Soveel so, sê Jesaja, 'n mens het hom nie eers herken nie. Ons bring dit in herinnering. Hierdie kan maar net 'n glasie druiwesap wees. Maar wanneer ons dit vat in herinnering, dan verander dit aan Jesus. Ek dink aan u bloed wat vir my gevloei het, sodat ek geregtigheid van God in Christus Jesus kan word. God het vir Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ons kan wees geregtigheid van God in Christus. Dan kan ek sing, oh Lord, you're beautiful, your face is all I see. Want ek het hierdie prentjie wat ek bring in herinnering. En ja, vroeër jare, ek sê altyd, Leanne sê, hou op om te praat van ou mense, want ma's nou self oud, so ek sê die ouer mense. Wanneer dit nagmaal was, het hulle verskriklik gehuil. Want vir hulle was dit, Jesus is nog altyd dood. Jesus, dankie vir die prys wat U betaal het, want niemand anders was gewillig nie. Hy het gesê, ek sal gaan, Vader, om U wil te doen. Maar ek het nuus vir U. Ons gedenk dit vandag. Ons eer hom vir die broodjie, wat 'n simbool is van sy liggaam wat gebreek is. En die woord sê, sy liggaam was gebreek sodat ons gesond kan wees. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar ons celebrate vanmôre, Jesus lewe en hy het opgestaan. Hy het eenmaal 'n prys betaal. Nooit weer gaan Jesus aarde toe kom om te kom sterwe vir ons sonde nie. Hy het dit eenmaal gedoen, maar daar's elke dag genade vir ons. Daar's elke dag vergifnis vir ons sonde. En wanneer ons dit vanmôre gebruik, ek wil hê jy met jou broodjie vat en jy moet dit hou in jou hand as jy kan. Jy hoef my fyn te druk soos ek nou nie. Hou hom in jou hand en dan vat jy jou glasie met jou druiwesap, die simbool van die bloed van Jesus, en dan neem ons dit saam, almal saam. Wanneer ons dit gebruik, dan identifiseer ons onsself met die lyding en die sterwe van Jesus Christus. Matteus 26 vers 26 tot 28. Hy sê, en terwyl hulle eet, neem Jesus hierdie brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en hy gee dit aan sy disippels, en hy sê, neem en eet, dit is my liggaam. Wanneer ons dit vanmôre eet, het ons deel aan Jesus se liggaam, wat vermink, verbrysel en deurboor was. En toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, toe gee hy dit aan hulle almal, en sê, almal, drink daaruit. Dan wil ek net 2 verse nog wat daarbey aanpas. Baie dankie Bernard. Lukas 22 vers 19 en 20. Lukas 22 vers 19 en vers 20. Daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit,
en hy gee dit aan hulle en sê weer, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort sal word. Markus 14, vers 22 tot 24. En terwyl hulle eet, toe neem Jesus die brood, nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan hulle en sê, neem, eet, dit is my liggaam. En toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle almal, en hulle almal het daaruit gedrink. Is hierdie net vanmôre vir lidmate van die Lighuis AGS Gansbaai gemeente? Verseker nie. Dis vir elke bloedgewaste kind van Jesus. As jy jou hart en jou lewe aan Jesus gegee het, het jy vrymoedigheid om vanmôre saam deel te wees en dit te kan gebruik. Paulus sê in 1 Korintiërs 11:27, hy sê, wie op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en van hierdie beker drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. So, kom, ons kyk net gou vir 'n oomblik. Dit moes al by die huis gedoen gewees het. In onsself kan ek vanmôre, wie mag staan op die berg van die Here, hy wat rein van harte en skoon van hande is. Jy neem dit met danksegging en jy sê, dankie Jesus, u het 'n prys vir my betaal. Vader, ons sê vir u baie dankie, dat ons vanmôre 'n geleentheid het om aan 'n tafel te kom sit, om u dood te kan herdenk en u opstanding te kan vier. Dankie dat u ons waardig gemaak het deur die bloed van Jesus, om vanmôre 'n rein hand en 'n rein hart uit te steek na dit wat u 2000 jaar plus gelede alreeds betaal het aan die kruis van Golgotha. Ons vat dit vanmôre met danksegging, ons drink dit in oorwinning. Ons dankie Here, ons vat dit, sodat ons gelukkig en geseënd en gesond kan wees. Die bloed van Jesus het nog nooit sy krag verloor nie. En ons dankie vanmôre, dat u ons waardig maak deur die bloed van Jesus, om dit te kan gebruik, en ek sê, thank you for the blood of Jesus. Here, u alleen is waardig. Worthy is the lamb that was slain. Ons loof, ons eer, ons prys u. Seën dit vanmôre aan ons, in Jesus naam. Amen. Dankie Here, dat ons vanmôre net sê, dankie. Worthy is the lamb that was slain. Ons vat nou die brood, Here, tot genesing, vir goeie gesondheid, vir deurbraak en seën, in Jesus naam. Vat jou broodjie. Dankie Jesus. Dankie vir die prys wat u betaal het. Net so ook, Here, vat ons die simbool van die bloed, en ons drink dit met danksegging. Ons vat dit in oorwinning vir die dag, die week, die maand wat voor lê. En ons sê, dankie Jesus, die prys is klaar betaal. Loof sy naam. Halleluja. Baie, baie dankie Here. Het almal ontvang, niemand is oorgeslaan nie. Baie, baie dankie. Ek wil vanmôre 'n woord aan jou voorhou, wat die Here in my hart gelê het, oor wat sê God oor jou. En ek wil graag vir jou lees die skrifgedeelte in Exodus 14 vers 10 tot vers 14. Dis 'n baie bekende skrifgedeelte.
Maar ek wil dit graag met jou deel, die van die wat die Bybel saamgebring het, Eksodus 14, vers 10 tot 14. En toe Farao naby hom kom, toe slaan die kinders van Israel hulle oë op, en daar trek die Egiptenare agter hulle aan, en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep, en hulle het vir Moses gesê, Moses, het jy, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons nou saamgebring om hier in die woestyn te sterwe? U sien, murmureer. Wat het ons u aangedoen, dat ons nou uit Egipte land uitgelei is? Is dit nie die woord wat aan u, verskoon, is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, laat ons die Egiptenare dien. Sjoe, want dit is beter vir ons om die Egiptenare te dien, as om hier in die woestyn te sterwe. Dis nou 'n graad in negativiteit daardie. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas, en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos wat julle die Egiptenare vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. En toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, ekskuus, ek het 'n vers gemis. Die Here, vers 14 sê, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Nou ek kan 'n tesis vir 'n PhD doen oor die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Nou die van u wat nie weet waarvoor staan PhD nie, dit staan vir permanent head damage. Vader, ons loof u vanmôre dat u woord is lewendig en skerper as enige tweesnydende swaard. Vader, ek bid vanmôre dat hierdie woord wat u in my hart gelê het, dat Here, dat u vir my die vermoë sal gee om dit oor te dra, soos u dit wil hê, dit moet oorkom. En ek dank u vir geopende ore en ontvanklike harte. En ek dank u dat u woord vanmôre sal deurbreek. Dat u woord, elke een wat daarna luister vanmôre, elkeen wat later miskien daarna sal kyk, dat u woord vanmôre in mense se harte opgewek sal word, Here. En Here, dat u alleen verheerlik sal word, ons harte en ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan u in Jesus naam, en weet dat u die lof, die hulde en die ere kry. Amen. Nou as ek gesê het, reeds maandag in die vroeë oggendure het die Here met my gedeel oor die woord wat ek vandag aan u wil voorhou, en dinsdag aand by ons biduur, toe sê ek vir die mense, my preek is klaar, maar ek weet nog nie eers wat is die tema vir die preek nie. En ek het nou gewonder, sal ek praat oor probleme, beloftes en deurbraak, of sal ek praat oor die eksamens wat ek al 1000 keer in my lewe geskryf het, oor wees stil. God stry vir jou. Is makliker om dit te lees, as jy in dit is, om dit toe te pas. So ek gaan sommer 'n hele paar goed kombineer, oor wat in God se hart is, oor jou en oor vir my, en 'n bietjie van alles aan die einde probeer by mekaar bring. Hoeveel kere het ek al gesien, en ek dink as ek vanmôre sal hande opsteek, gaan bykant seker 95% van u ook hande opsteek, waar ons gesien het, dat God gee vir ons 'n belofte. En dan is ons opgewonde, en in afwagting, en helaas, net kort daarna, na die belofte, dan sit die een probleem op die ander, die een challenge op die ander. Hallo, weet iemand hier van waarvan ek praat? En problems. En jy is opgewonde, want ek het hierdie woord by die Here gekry.
En skielik is daar nou net, lyk my orals, steek probleme kop uit. Nou, ek kan dit nie in Afrikaans eintlik sê nie. How you conduct yourself in the problem will determine how quickly you will receive the outcome. Kan ek het weer sê en ek gaan het weer sê later. How you conduct yourself in the problem will determine how quickly you will receive the outcome. Met ander woorde, hoe jy jouself gedra, of hoe jy jouself, hoe jy in die moeilike tyd van jou probleme is, sal bepaal hoe gouer jy by jou uitkoms en by voorsiening uitkom. Ek sien hierdie volk in die tyd van Exodus, hulle was onder slawerny in Egypte gewees. En enige mens wat in slawerny bly en sê, dit is lekker hier gaan ek nog oorbly, daar moet iets verkeerd wees. En ek sien God gee vir Moses 'n belofte. En omdat, hoekom ek gesê, how you conduct yourself in the problem will determine how quickly you will receive the outcome. Ons ken die verhaal, die volk was ongehoorsaam, hulle het gemurmureer, en die Here het net gedink, okay, dan gaan julle maar nog 'n keer rondom die berg. En Here, maar dit is verkeerd, Here, maar dat is verkeerd, alles loop net skeef, okay, kom, Israel, nog 'n keer om die berg. U weet hoeveel keer het hulle om die berg gegaan? Hulle het nie gesien, hulle het gemis, die plan wat God eintlik vir hulle in stoor gehad het, hulle het net vlakkie teen hulle oë gekyk, na alles wat negatief is. As ons kan vasstaan en onvoorwaardelik op God vertrou, het ek geleer in my kort lewe, dat hoe groter die aanslag is, en hoe meer die probleme is, hoe groter is die uitkoms, en hoe beter is die oorwinning, maar ons moet vasstaan. Wat het ons nou net gelees? Die woord sê, wees nie bevrees nie. Hy sê, staan vas, want die Here veg vir jou, wees net stil. Ek het al 'n paar keer al hier vertel, van my journey met die Here, vir die afgelope 4 of hoeveel jaar, wat die Here vir almekaar sê, wees stil en weet, be still and know. Maar ken julle vir Emilia? Alles moes al gister al gebeur het al. So ek is ook al 'n paar keer om die berg as gevolg van my eie stupidity. Tot op 'n dag, en hy het dit in my hart ingegraveer, enige iets wat gebeur, en ons het aanslag op aanslag op aanslag gehad, en ek praat nie van minor goedjies nie. Ek praat van goed wat jy radeloos is en net nie weet wat te kan toe nie. En dan sê die Here, wees stil en weet. Dan sê ek, maar Here, kyk wat doen hulle aan my. Kyk hoe maak hulle. Wees jy stil en weet. Tot op 'n dag, ek het dit al hier vertel, wat iemand kom medikasie afhaal by my spreekkamer in Kuilsrivier. Ek ken glad nie die man nie. En hy het 'n kar, 'n Mazda 323. En ek het al baie vensters agter gesien wat geplak is met slogans. Ek het al baie bumpers gesien, honk if you love Jesus. Ek het al baie gesien geplak op karre se sydeure, op die sykante. Nog nooit het ek gesien 'n kar se bonnet is geplak met teksverse nie. Daai môre toe daai vreemde man voor my deur staan om te kom medikasie afhaal, ek sien nie eens die mannetjie raak nie. Ek sien net op sy bonnet is geplak letters, letterlik seker 30 centimeter wat staan. Be still and know. I am the Lord and I will fight for you. En ek dink, Emilia, hoe beter of hoeveel keer moet die Here dit nog vir jou sê? Nou ek wil vanmôre vir u sê, wees nie bevrees nie. God veg vir ons. This is how we fight our battles. Jehovah Nissi, he's fighting our battles for us. Nou ek wil jou op 'n journey neem. Kyk vanmôre na die prentjie saam met my. Kry daai prentjie. Moses en die hele volk van Israel is op vlug van Farao se slawerny.
Hulle was daardie tyd vir 400 jaar, hele 400 jaar is 'n baie lang tyd, om onderdruk te word, om mishandel te word, vir 400 jaar, en 10 pla later, is die eens magtigste nasie van daardie tyd Egipte, word hulle lam gelê en hulle is op hulle knieë. En God gee vir Moses hulle, die Israel volk, 'n wonderbare belofte en 'n uitkoms. Hy sê, daar is 'n plan. Julle moet net stil wees, laat ek die werk doen. Hy sê, kom, trek uit Egipte uit. Hulle trek uit Egipte. Die woord sê, hulle word gelei deur 'n wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag. Wie het die wolkkolom in die dag beheer? God. Wie die vuurkolom in die nag beheer? God. Is julle hier? Julle stil mense? God was besig om hulle uit te lei in die midde van 'n probleem. Ja, vir die Israeliete, dink ek, het dit op daardie oomblik gelyk, die Here vat hulle in 'n lokval in. Want hier staan hulle met God se belofte voor 'n probleem. En jy weet, die probleem is, hulle is op uittrek. Dit was nie 3 mense nie, ek en Bernard het gepraat oor dit in die week. Dit was 'n paar miljoen mense, wat deurtrek en skielik, hier is die Rooi See voor hulle, en Farao met sy hele leermag, sy magtige army is agter hulle. Nou as julle enigsins 'n verbeelding het, soos wat ek het, sou julle dit gehoor het. Wat's dit? Wat's dit? Sê, kom aan, moenie vir my sê julle kyk die movies nie, wat is dit? Wie weet? Hande op, wie weet? Mission Impossible. Dit is wat ek sou gedink het. Dis wat ek sou gehoor het. Wat ek kan toe weet ek nou nie. Het ooit enige van julle al in so 'n situasie gewees? Waar jy 'n belofte van God kry, en dan kom die probleme, en dan kom die uitdaging, en jy begin te twyfel, en die vyand sê, het die Here regtig so gesê? Ek dog is net ek, dankie tog. Ek het nou net hierdie belofte van die Here gekry, ek is so excited. Maar dan kom die probleme, en weet jy wat gebeur dan? As ons nie sterk staan in die Here, en sê, Here, ek staan op die woord nie, dan begin ons twyfel aan God, en ek sê weer, dan kom die vyand en sê, weet jy wat, jy het dit alles uitgedink. Ek moet julle eendag vertel, hoe die Here my, met 'n bonatuurlike encounter, uit depressie uitgeruk het, 30 jaar gelede, en ek was nog nooit weer in depressie nie, maar in die tyd wat het gebeur het, wat ek het wou getuig, waar die vyand my stil maak en het gesê, dit alles wat jy sê, lieg jy, want jy dink het uit. Ek is vry. Maar wanneer die twyfel beginne kom, God gee vir jou 3 opsies, of 3 keuses. Jy kan boedel oorgee, jy kan handdoek ingooi, jy kan gaan daar by die Blue Bottle, en 'n flying fish gaan koop, en sing I fly away. Moenie bekommerd wees nie, ek het vir iemand gevra daarna, ek het dit nie uitgetoets nie, hoor. Nommer 2, jy kan 'n hopelose geveg veg, en jy kan sit en mop, en jy kan sit en kla, en jy kan sê, o Here, U het nou vir my dit beloof, maar kyk nou net wat doen nie, want hier sit ons in hierdie predikament, en Here, waar is die belofte? Dan mop en kla jy, of jy kan terugstaan, en jy kan kyk hoe die Here vir jou veg, en vir jou deurbreek. Nommer 3, jy kan kom wat wil, al reën dit ook op 'n Sondagoggend. Onvoorwaardelik op God vertrou, en sê, Here, of dit nou is, en of dit vorentoe is, al is dit lank of vat dit kort, ek beloof, ek staan op die woord, ek gaan my stand inneem, teen die aanslag van die vyand. Dis ons keuse.
Gistermôre het ek die voorreg gehad om 'n baba te gaan inseën, toe wy aan die Here daar in Pearly Beach, en die vroukie wat ek van geen kant af ken nie, ons begin gesels, en sy sê, elke dag wat ek opstaan, dan sê ek, Lord, I have a choice what I do with this day. Ons het 'n keuse, ons kan kies. God gee vir Moses die formule vir oorwinning, en daardie formule werk steeds vandag, mense. Hy sê, you shall see your enemies no more. God self vernietig die vyand van die regverdige. Halleluja! Jy mag jouself vandag bevind in 'n situasie wat vir jou onmoontlik lyk. God se formule vir oorwinning, God se formule vir deurbraak is nog dieselfde. Wees nie bevrees nie. Kyk nie angstig rond nie, want ek is met jou. Ek is jou God. Ek help jou. Ek red jou uit met my reddende regterhand. Do not be afraid. Stand still and see the glory of God. Trust God for a miracle breakthrough. Weet jy wat is ons probleem? Ons vertrou op mense, maar ons vertrou nie op God nie. Weet jy wat sê die woord? Vervloek is hy wat op die arm van 'n vlees van 'n mens leun. Ons moet ons oë van mense afhaal en ons moet God beginne vertrou. En dan gaan jy sien hoe wonderwerke van hieruit gaan vloei soos water binne in hierdie dorp in. Ons moet God vertrou, want weet jy wat, of jy dit nou wil weet en of jy dit nie wil weet nie, die Here is nog steeds die waymaker, hy is nog steeds die miracle worker, hy is nog steeds die ene wat die kettinge breek, hy is nog steeds die een wat die kettinge afruk en fynmaal tot niks. God is still the sea walker. Adrie, ken jy daai liedjie? He's the sea walker. He's the blind man healer. He's the leper cleansing man from Galilee. Hy het nog nooit verander nie. Terwille van Leanne, wat my nou al so getorment het vanoggend by die huis, gaan ek nou vir haar 'n bietjie op die spot sit en net 'n klein bietjie humor inbring. Dis okay so, né? Jy weet, as kinders in die huis van die Here groot word, Pinksterkinders, Adrie, julle wat kinders van kleins af in die huis gehad het, dan hoor hulle die Engelse liedjies, maar hulle sê nie hulle verstaan nie die woorde nie. So, toe sy klein was, toe sing John Stans baie hierdie liedjie. He's the sea walker, the blind man healer, he's the leopard crawling man of Galilee. En so kan ek aangaan om vir julle te vertel. But still, he's God. He's God. Is seker oor 'n paar so vir jare in die army was wat dit by al vasgesteek het. Ek wil jou vanmôre sê, al staan die Rooi See voor jou en 'n linie van Satan staan agter jou. God is steeds die almagtige. Hy is steeds die alwetende. Hy is steeds die wonderwerkende koning van alle konings. Baie mense raak opgewonde oor die kringe waarin hulle beweeg, want hulle ken dalk die burgemeester. Dis wonderlik. En al die mense hierin, in die hoë kringe, en hulle op elke raad en op elke komitee, dis wonderlik, dit is reg so. Ek ken ook hooggeplaastes. Ek en Cherry het al in die koning van Swaziland se kwartiere gebly. Ek is vriende met een van die ambassadeurs van China, James Chen. Ek het die voorreg gehad en ek gee die Here die eer, dit is nie ek nie, om die eerste minister Dlamini en die minister van gesondheid, Dr. Stephen Shongwe, die twee ministers na die Here toe te lei. Maar dit is van geen belang nie. Want bo alles ken ek God, halleluja, ek ken hom vir wie hy is, ek sit saam met hom in die skuilplek van die Allerhoogste, ek vannag saam met hom in die skaduwee van die Almagtige, prys sy wonderlike naam, ons ken die naam van die Here, hy's 'n gedigte God, halleluja, en niks kan voor hom standhou nie. Kom ons gee God prys in hierdie plek. Die God wat ek ken, hy
Hy's hoër as die hoogste. Hy's groter as die grootste. Hy's sterker as die sterkste. Hy's die Here van die leerskare, is sy naam. Dan wonder mense, hoekom raak ek so by myself verby van opgewondenheid? Want ek dien 'n groot God, halleluja. What a mighty God we serve. Prys sy naam. In die begin het ek gepraat oor beloftes, probleme en deurbraak. Praat van 'n belofte. God gee vir Abraham 'n belofte in Genesis 12 vers 3. Hy sê, jy sal so geseënd wees. Dis in my eie version. Hy sê, die wat jou seën, sal ek seën. Maar die wat jou vervloek, sal ek vervloek. Wat 'n belofte. Abraham het hierdie belofte. En hier kom God en hy sê, kom Abraham, ek wil jou weg hê van jou familie af. Jou pa's anyway 'n afgodsdienaar. Kom weg uit jou land uit, Abraham. Ek wil vir jou stuur, Abraham, na 'n plek waar jy nog nooit voorheen gewees het nie. Abraham het 'n belofte. Abraham, onthou jy my belofte? Nou wil ek vir jou sê, Abraham, jy kom vat jou seun Isak, en jy gaan en jy sit hom op die altaar, en jy maak hom dood, jy offer hom. Abraham, ek wil sien, bewys my jou loyaliteit. Sjoe! Mense, dit is 'n tall order. Dan praat ons van beloftes. En saam met beloftes probleme. As die Here dit vir my gesê het, het ek seker weggehardloop. Abraham was instantly, onmiddellik gehoorsaam. Hy het nie 'n klaaglied gehad nie, daar was geen huiwering nie. Toe God praat, toe luister hy. Hy het nie gesê, wag eers Here, ek moet daarom nou net eers by my vrou gaan hoor, is dit okay nie. Abraham was gehoorsaam, hy het gesê, yes Lord. Soos God praat met ons, wat sê ons? Yes Lord. Is hier's een. As God sê, kom volg jy my, wat sê ons? Yes Lord. Eksodus 20 vers 8, praat oor die Sabbat, wat ons moet heilig, wanneer Sondag aanbreek, en ons moet dit heilig en eer, wat sê ons? Yes Lord. Of dit nou warm of koud is, en of het reën en of die wind waai, ons het 6 dae om ons dinge te doen. Sondag in ons kultuur, behoort jy in die huis van die Here te wees. Sê, yes Lord. Okay, ek vat dit weer terug. Ek het gesê, iets van alles, terug na my en jou vanmôre. Hoeveel van ons, eerste ekke, wat vanmôre hier sit, het al erge probleme gehad, wat jy gedink het, Here, ek weet regtig net nie wat ek kan doen nie. Is dit finansies? Is dit gesondheid? Is dit familie? Die feit van die saak is, almal van ons het probleme, ons is nie gevrywaar daarvan nie. Maar weet u, hoe u die probleem sien, is die probleem. Kan ek het weer sê? Hoe jy die probleem sien, dis jou probleem. Ek lees 'n artikel in een van die koerante in Amerika, van 2 mans, wat besluit het hulle gaan verloof raak, en na 'n tyd het albei van hulle skuldig gevoel, en hulle het besluit hulle gaan dit uitmaak, en hulle gaan uit mekaar. Hoe jy jou probleem sien, is die probleem. So hulle is nou uit mekaar, en albei van hulle het dieselfde probleem gehad. Die een gaan spring van die brug af, en hy verdrink in 'n rivier. Die ander ene gaan, en hy skryf een van die, oh, somebody done me wrong song. En weet jy wat, dit raak die beste hit.
en hy kry royalties daardie tyd vir $5,000. Dieselfde probleem wat hulle verskillend na gekyk het. Hoe kyk jy na jou toekoms? Kyk jy en sien jy hoop, sukses, blessings, of kyk jy na 'n leë, onproduktiewe bestaan van ek gaan maar net elke dag so aan? Hierdie is 'n jaar, die Here het gesê, hierdie is 'n jaar van lewe en lig, en dit hang van u af, wat u daarmee gaan maak. Ek kies die lewe, ek kies die lig. 'n Storie word vertel van 'n Indiaan wat 'n eier van 'n arend opgetel het, en dit onder een van sy broeihenne gaan sit het by die huis, in die hoenderhok. So ja, die arendkuiken het saam met die ander hoenderkuikens uitgebroei. Hy het saam met hulle geskrop in die hoenderhok, kossies opgepik. Die arendkuiken het gedink hy's 'n hoenderkuiken, en hy het gedoen wat al die ander maar net in die hok doen. Hy het sy vlerke geklap, soos 'n hoender maak. Lie nou nie van die woord nie. Hy het probeer 'n geluid maak, soos wanneer hulle kraai, ook probeer om te skrop. Met ander woorde, hierdie arend was beperk tot die hoenderhok. Luister mooi. Jare en jare gaan verby, en op 'n dag, toe die arend opkyk, toe sien hy hierdie majesteuse voël, grasieus, bokant die wind so vlieg, en hy kyk hoe hierdie voël, hierdie groot voël gemaklik en moeiteloos sweef, sy vlerke so wyd uitgesprei, en hy verstom hom aan hierdie pragtige voël, en hy sê vir die hoenders, hey hoenders, wow, het julle gesien? Kyk daar die pragtige voël daarbo. En die hoender sê vir hom, maar jy weet, dit is die magtige groot arend, hy is die koning van alle voëls, maar jy moet nie eens daaraan dink om soos hy te kan wees nie, want jy's 'n hoender net soos ons. Hy was 'n misleide arend gewees. Dis hoe die vyand met ons werk, reg of verkeerd. En hierdie arend het doodgegaan in die hoenderhok, en hy het nooit ooit gedink dat hy die potensiaal het om ook soos daardie magtige arend te kan hoog sweef bokant omstandighede in die krag van die Here nie. Wat is my punt vanmôre? Wat daardie arend van homself gedink het, en ek vat dit vir myself, het geheel en al sy hele potensiaal beheer. Wat dink jy en sê jy van jouself? Dit beheer totaal en al jou hele lewe. As jy aan mekaar dink en sê, ek kan nie, reg so, jy sal nie kan nie, dan sal jy nooit kan nie. En dan is daar sommige wat kan, maar nie wil nie. Wat wil bly in die hoenderhok. En as jy dink jy kan, dan kan jy. Ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus, wat my die krag gee. U self en ek self, ons kies om 'n gevangene van omstandighede te wees. Ons self kies of ons in slawerny wil wees en of ons in vrees wil wees. Ons self kies om uit te styg bokant omstandighede, God te vat op sy woord. Ons kies of ons 'n failure is en of ons suksesvol wil wees. Dis ons keuse. Wil ons altyd, maar net soos die hoender, in die hok bly skrop, terwyl ons eintlik arende is? Moenie wees soos die arend in die hoenderhok nie. Hy het toegelaat dat die opinie van sy medemaats hom beheer het. Want hulle het vir hom gesê, moenie eens dink om te probeer vlieg nie. Doen ons nie ook so nie? Van wanneer af
is mense se opinie belangrik. Dr. Gustav sê altyd, opinie is soos neuse, almal het een. Van wanneer af is mense se opinie vir jou belangrik? Van wanneer af laat ons toe dat ander se opinie ons definieer en ons beheer? Ek wil vanmôre sê, as jy hier sit en sê, dit is ek daai, dan wil ek vanmôre sê, stop dit. Stop dit. Stop om jouself jammer te kry. Stop om jouself so vlak te kry. Kyk, ek is maar net arme ou Wurmpie Jakob. Ek is so gemaak en so gelaat staan. Nee man, Leon en ek gesels gister oor keuses. En as ek het dit al hier vertel, as ek moes gegaan het op hoe ek groot geword het, was ek vandag 'n alkoholist wat gelê het langs die pad. Ek was standaard 1, dis baie klein, graad 3. En toe het ek al 'n besluit gemaak, omdat ek in daardie huis groot geword het, waar ek dit alles gesien en geervaar het ek 'n besluit gemaak, dat ek gaan uitstyg met die Here se genade. Ek het nooit geweet God gaan my siel red nie. Ek het nooit geweet daar gaan 'n dag aanbreek wat Jesus 'n plan met my lewe gaan hê nie, maar dit was my keuse gewees om nooit by iemand te gaan bedel of nooit by enige iemand iets te gaan vra en nooit my mond aan drank te sit en my kinders deur te sit deur hoe ek groot geword het nie. Dit is 'n keuse. So ek wil vanmôre sê, stop dit in die naam van Jesus. Begin jouself te sien soos wat God jou sien. Begin oor jouself te begin verklaar wat die woord van jou sê, wat jy is. Dis die tydmors wanneer ons hier sê, ek is wat die woord sê ek is. Ek kan doen wat die woord sê ek kan doen, want ek sien u begin dit nou al leer ken. Magda is 'n onderwyseres gewees. Sy sal weet, hoe meer mens goeters herhaal, hoe meer begin mense te onthou. Dit is wat God se woord oor jou sê. Begin 'n slag, die woord van die Here vat en die woord van die Here oor jou verklaar. Wat sê God oor jou? Maak nie saak wat sê mense oor jou nie. As ek vir my moet steur aan wat die mense van my sê, die Here help my. Ek weet deur God se genade wie is ek in Christus. Wat sê God oor jou? Jy praat so negatief van jouself. Jy's geskape na die beeld van God, so gedra jou dan so. Daar is 'n divine purpose in jou opgesluit hier binne in jou. Begin jou geestelike vlerke te sprei in geloof en begin om jou stand vir die Here in te neem. Want by God is niks onmoontlik nie. As hy wil, dan sal jy. Psalm 8. Wow, God sê het jou geskape weinig minder as 'n engel. Koninklike bloed bruis deur jou are man. Vlieg hoog, want by God is niks onmoontlik vir jou nie. En dit is nie wat ek sê nie, dis wat die woord sê. Gaan lees dit man, Lukas 1:37. Jy's 'n erfgenaam van God. Jy's 'n mede-erfgenaam saam met Jesus. Alles wat aan Jesus toe vertrou is, het God aan jou vertrou. Wow! Ek is so bly toe jy is opgewonde. Verskoon my asseblief. Ek sit met mense en ek luister. Baie keer sê ek niks, maar ek luister. Ek wil vanmôre sê, God maak nie junk nie. God maak nie flops nie. Dis ons keuse. Jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy's tot alles in staat deur Jesus wat jou krag gee. Ek het dit vanmôre gesê, hier by die nagmaaltafel. Jy's regverdig gemaak deur die bloed van Jesus Christus. Jy's waardevol vir God. Jy het 'n hemelse identiteit. En teen die tyd, met die ou natuur, al mors dood wees binne in jou, want in Jesus Christus het jy opgestaan in 'n nuwe lewe. The sins I used to do, I do no more. Ek sê weer, stop dit. En begin verklaar wat God sê van jou.
Jyself en ek self staan soms in die pad van God se plan vir ons. Pastoor, ja, ek hoor wat jy sê, maar jy weet nie waardeur ek gaan nie. Let me tell you something this morning. Skryf dit neer. It is not about what you are going through. It is where you are going to that matters. Ek gaan dit weer sê. It is not about what you are going through. It is where you are going to that matters. Ek het 2 Sondae gepraat oor visie. En as ons nou nog dit nie verstaan nie, die Here help ons. God het 'n plan met ons. God het 'n plan met ons huis. God het 'n plan met ons gemeente. God het 'n plan vir hierdie dorp. En dit is tyd dat ons ruggraat sterk maak en begin Jesus lewe van die binnekant af na die buitekant toe. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Jesaja 40:31 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos 'n arend. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Hou op om te lewe soos die hoender in die hoenderhok, arme ek. Ag nee man, vaar op in geloof met daardie arendsvlerke om te bereik jou volle potensiaal in Christus wat God reg van die begin af vir jou bepaal het. How you conduct yourself to the problem will determine how long you will stay in the problem. Daar's net een oplossing. Kom in die woord van die Here. Kom weer in jou knieë in jou binnekamer. Lewe jou getuienis uit. Die Here help jou, as ek by jou in die straat verby ry, en jy dra nie getuienis nie, maar jy het iets anders onder jou arm. Ek gaan jou help. Pastor Danny Swaggart sê, we will have a come to Jesus party. Wandel waardig jou getuienis. Kry klaar met negativiteit. Hou op om alles net altyd verkeerd te sien. Kry klaar met kwaad stook. Kry klaar met kwaad spreek. En kom in 'n verhouding met die Here. Ek haal Pastor Gavin aan. Dit sal 'n boodskap wees wat lank by my bly. Herstel die konneksie. Kan julle dit onthou? Herstel die konneksie. En jy sal sien wat God vir jou en met jou en deur jou wil doen. Kry klaar met hierdie heilige tradisie en begin 'n lewe in 'n verhouding met hom. Kry daardie konneksie weer in orde en om dit te doen, moet jy inprop by die kragbron Jesus Christus, sy krag, sy salwing, sy woord. Kom weer connected met die Here en prop in en skakel aan. Ons wil almal graag in God se overflow lewe, van sy beloftes, deur jou probleme, na God se deurbraak. Ons kan dit doen. Kan ons dit doen? Ons vat God op sy woord. Amen. Kom ons maak ons oë toe en ek wil graag saam met u bid. Ek het die woord afgegee soos wat die Here dit op my hart gelê het. En nou is dit vir u om met die Here te gaan praat. Want ek moes myself in myself inkyk toe die Here my hart voorberei vir hierdie woord. Lank genoeg het ons in die hand van die vyand gespeel. Lank genoeg het ons gemurmureer en gekla oor alles wat verkeerd is, terwyl ons beloftes op beloftes van die Here het, waar hy sê, ek sal, ek wil, wees stil, ek stry vir jou, hou op om 'n geveg te veg, gee dit vir die Here, maar ook lank genoeg, praat van geestelik, en ek sê weer, eerste, het die Here met my gepraat oor dit. Maklik vergeet ek my posisie in Christus.
En ek beland in die hoenderhok. En ek is 'n instrument in die hand van die vyand. En hy besteel my en ek laat dit toe. As die woord en die Heilige Gees vanmôre met een van u gepraat het, wil jy net jou hand opsteek daar waar jy sit. Baie dankie vir hande wat opgaan. En sê, Here, nie 'n dag langer as vandag is ek in die geestelike hoenderhok waar die vyand my van afvalkos wil laat lewe nie. Vandag neem ek my stand in vir Jesus. Waar is ons ushers? Ek vra dat julle asseblief hier voor by my kom staan. En die wat die hand opgesteek het, ek wil jou uitnooi. Ons wil jou help. Ons wil saam met jou bid dat jy in die oorwinning van die Here sal wees. Dan stap jy uit. Neem vrymoedigheid. Ons wil baie graag saam met jou bid. Met wie die Here vanmôre gepraat. Here, nie langer wil ek gevange wees in daardie geestelike hoenderhok nie. Here, nie langer wil ek toelaat dat die vyand van my steel nie. Here, lank genoeg was ek bevrees gewees oor 'n rooi see voor my en 'n vyand agter my. Vandag breek ek uit. Vandag breek ek los. Vandag kies ek oorwinning. Vandag kies ek dit. Ek kan maar vir mense gaan bid. Is daar nog iemand wat wil uitkom vir gebed? Gaan ons langer in die hoenderhok bly sit en negatief wees? Of gaan ons vanmôre oorwinning vat? In Jesus naam. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Vader, baie dankie dat u woord in die Heilige Gees het met ons gepraat vanoggend, Here. Vader, vanmôre kom ek en ek kom bid en u weet van besluite, u weet van sake. En ek sê, Vader, in die naam van Jesus wil ek bid dat u kinders in hierdie gemeente sal oprig, Here, tot 'n volwasse geestelike huis. Here, dat ons 'n besluit sal maak, ons gaan opstaan en ons gaan die Here, ons God, beginne dien. Met alles wat in ons is, Here. Ons gaan nie kyk na omstandighede nie. Here, maar ons maak vanmôre 'n besluit om die pad agter Jesus aan te stap, in die naam van Jesus. En ek sê vir u dankie. Vader, ek kom vanmôre en ek breek die greep van negativiteit in die magtige naam van Jesus Christus. En ek dank u dat u deur die Gees deurbreek in elke man en vrou se lewe. Here, dat ons mense sal wees wat u sal vat op die woord en dat ons u woord sal gaan uitleef aan die buitekant, Here, en sal gaan siele inbring vir u. Ek verklaar Jesus Christus as die Here in beheer van elke een van ons. Bring ons harte, bring ons gedagte, bring ons lewens, bring ons dade in lyn met die woord, in lyn met die Heilige Gees, en u maak ons meer as oorwinnaars. Here, ek verklaar, u was die grootste deurbreker, daarom kan ons deurbreek, Here. Ek dank u dat u was die grootste oorwinnaar, so daarom kan ons oorwin, Here. En ons loof en ons eer en ons prys u. Ek verklaar guns, ek verklaar deurbraak, ek verklaar krag, ek verklaar autoriteit, ek verklaar vrymaking oor ons gemeente, oor ons gemeenskap, in Jesus naam. En ek sê vir u dankie daarvoor. Ons loof u, ons eer u, ons prys u. Help ons dat ons die pad agter Jesus aan sal stap, onvoorwaardelik, tot lof en tot eer van u naam. Here, ons gee aan u die lof en die eer. Dankie dat ek elke een kan seën vir hierdie week wat voor lê. Here, dat u sal inkom en wonderbaar net in situasies sal ingryp. Dit wat onmoontlik is, dat u dit moontlik maak, want u is die God van die onmoontlike. Ons dank u, ons loof, ons eer en ons prys u.
Ons breek deur. Ons vlieg hoog. En ons gee aan U al die lof en al die eer. In Jesus naam. Amen. Amen. Kan ons vir die Here 'n goeie lofoffer gee? Was die woord vir U tot seën? Gaan ons dit toepas? Gaan ons dit uitleef? Die Here seën U. Heilige Gees vir die woord wat pastoor Emalia gebring het, Here. Dankie Here dat dit op goeie grond, die saad op goeie grond vanmôre geval het, Here, en dat daai saad sal groei, Here. En Here, ons vra ook so dat U net U aangesig, dat U aangesig net oor elke liewe persoon wat hierso vanmôre sit net sal skyn, Here, en dat U saam met hulle sal wees deur die res van die week, en Here, dat U hulle sal behoed en hulle sal bewaar. So bless hulle net in die naam van Jesus. Amen.